Nou ja, hier is ons. Offisieel die heel eerste episode van die heel eerste reeks van die Reisigers podcast. Ek is super opgewonde. Reeks nommer 1 sny die vollengte potgooi film, Suid-Afrika se eerste van sy soort, in 5 episodes op. Ook 'n eerste van sy soort. Elke episode staan op sy eie voete. Teen episode nommer 5, die season finale om 'n streamingwoord te gebruik, is julle almal hopelik op die punt van julle stoele om te hoor hoe Reisigers eindig. Maar vir nou bied ek vir julle aan episode nommer 1, getiteld Saam. 4 beste vriende spandeer hul laaste dag van skool ooit by hulle sterreplek om hulle eie konstellasies te trek. Tog lyk dit of die lewe 'n plan van haar eie het. Geniet. En asseblief, onthou, moet nie die kommentaar episode wat hierop gaan volg misloop nie. Baie om met julle te deel. Nou ja, hier is Reisigers reeks, episode nommer 1 van 5, Saam. Buite grasveld, dag. 'n Stil somerswind beweeg rustig deur oop vlaktes droë gras en kleurvolle veldblomme. Ons volg 'n nuutgetrapte wandelpad en sien 'n jong man gehurk onder 'n ou wilger. Juba, 18, is in sy skoolklere, moue opgerol. 'n Tipe profiel wat die anti sal beskryf as 'n opregte klong. In al ons lewens is daar 'n oomblik van verlies, wanneer ons afskeid neem van 'n ou self. 'n Kosmiese oerknal wat die geboorte van 'n nuwe self inhuldig. Hy skep 'n vuis vol sand en laat loop dit stadig deur sy vingers. Opeens is dit pynlik en bevrydend. Hoe wreed en mooi. Juba maak sy oë toe en met een stil asem neem hy die omgewing om hom in. Die stof in sy palms, warm oggendwind teen sy vel, vars grasveldreuke, sonbesies en blare in die ou wilger wat saamgesels. En asem uit. Van kort agter kom 'n roepgeluid. Juba staan rustig op en gooi sy skoolsak oor sy skouer. Hy ken die spesie van voël sy lewe lank. Deur 'n klein gaping in 'n nabye oogiestraatheining kruip Mario, 18. Soos 'n stoute springhaas sien ons vir Mario, amper 'n spieelbeeld van Juba met effe jonger gelaatstrekke en aspres deur mekaar hare, vol lewenslus aangedraf kom. Sy skoollемp is oopgeknoop met 'n Johanneskerkorrel en die gereformeerde bluesband T-hemp onderaan sigbaar. Kleurvolle sokkies en oorfone wat hang om sy nek, als om Mario se raak my nie look mooi af te rond. Gestewel en gesmeer. Juba kan net sy kop skud en glimlag. Hy gooi sy arm om Mario se skouers. Kom my boetie, die sterre roep ons. Die broers, skouer aan skouer, stap aan. Gesteel en gesmeer, hè? Buite dorpsstraat later. Die ritmes van 'n klankbaan wat ons herinner aan die oënskynlike ewige onraakbaarheid van ons jeug, verwelkom 'n warm dorpspult. Op afstand verskyn Juba en Mario. Hulle stap gesellig en vry. Nog 2 jong mans sluit by hulle aan, met goed geoefende high fives en bladskitgroetes wat die rondes maak. Monty, 18, is maar en atleties, langafstand tipe. Skoolklere netjies ingesteek en das gestryk. Slabs, ook 18, het vuil blonde hare en dra size 12 skoene, tweedehands. Sy oë sag en trots. Juba, Mario, Slabs en Monty, beste vriende sedert kleintyd. Titelkaart Reisigers. Met die nostalgiese klankbaan nou in volle swaai spandeer ons die res van die oggend met die spul in ligte lyn. Af met die hoofstraat, oor die markplein, hot dogs in hand, ruil stories, kyk, luister en lag saam om hul selfone, mok rond, gee lammies. Hey. Nou met 'n ligte draf, vat hulle die agterpad en draai af na die verlate treinspoor. Buite treinspoor later. Die ouens loop 2-2 aan weerskante van die spoor. Die sonstrale spring van die staal af. Dit is warm, maar hulle gees is sterk. Kaka. Kort ka. En dan lang ka. Kaka. Kom Montessori, laat kraai.
Monty maak keel skoon, gaan vol punte vir die ene kry. Okay, ons gaan groot kakkas kry as iemand julle hoor. Ek en Juba is nog op Natie se brandlys. Die laaste dag van skoolmis is nog steeds harde gat word sagte gat volgens die ou donne. En my ou Bali, enige rede. Ooit. Slabs kyk met sy kenmerkende diep frons en geligte wenkbrau na Juba. Laaste dag. Ooit. Wel, vir die meeste van ons. Mario knipoog Slabs se kant toe en koes rat so Slabs se boomstomp hande na hom uitreik. Jy kan maar pomodoro saus van hom maak, Slabs. Ek en Juba sal aantekeninge neem. Pomodoro, goeie blou bliksemstrale, sê sous. Slabs sal sous van my maak, kragtig. Maak die punt. Sous. My boude bewe reeds. Ooit, boys. Vir almal van ons. Die keer sink dit in by die ouens. Juba kyk af en volg die spoorlyn tot voor. Op reis na môre. Weg van gister. Geen bagasie. Op die soustrein. Juba Slabs en Monty skop vas en hou vir Mario dop wat aanstap. Gelukkig reeds 'n paar meter voor kyk Mario skuins terug oor sy skouer, baie bewus van die gestelde prys van 'n simpel skerts. Uit die blokke skiet die ouens weg en jaag die springhaas. Hop, lag tussen die spore. Buite koppie later. Die son begin wegkruip agter die boomtoppe soos die seun sal pad vind oor die sandsteenkoppie. Monty en Juba voor. Mario, skoolhemp nou geknoop om sy heupe, help vir Slabs 'n tree agter. Hulle kom uiteindelik tot bo en word gegroet met 'n asemromende uitsig oor die dorp. Straatligte vroeg aan, geen beweging, vreedsaam, met 'n oneindige kleurvolle horison. Daar lê sy. Die ouens neem hulle tyd om die atmosfeer in te drink. Die sterre roep. Voete terug op die aarde spring almal in, klokslag. Mario stap na 'n hoop stene en rangskik dit in 'n sirkel. Volgende rol hy 3 sitstompe nader. Monty daag op met reeds gekapte sekelbos in sy arms. Hy bou 'n simmetriese vuurmaakstruktuur binne Mario se stene. Firelighters? Slabs en Juba kyk af na 'n plat klip wat teen die wortels van 'n karee lê. Juba glimlag vir Slabs. Slabs klap Juba se skouerblad, buig af en plaas sy hande half onder die klip. Dit vat so klein rukkie, dan skuif hy dit weg. Juba steek sy hande binne 'n gaping wat nou sigbaar is tussen die wortels. Versigtig trek hy 'n afgeweerde staalhouer uit. Bo-op, rof gegraveer sien ons sterreplek. Hy maak die arms van die blik los, lig die deksel op en ons sien 'n knipmes, pakkie vuuraansteekers, sigarette, lighter, 2 of 3 comics, 'n sterregids en sagte bandskrywe van Carl Sagan, Khalil Gibran en die ene Viktor Frankl. Firelighters, messieurs. Hande krap in die bak rond en dan gooi Juba vuuraansteekers en lighter Monty se kant toe en siggies na Mario. Pieter Stywesaantjies, ou vriend. Mario kap die laaste 2 uit die pakkie, steek een agter elke oor en sit sy bas voor 'n boomstomp neer. Terug by Juba wat nog doenig is by die staalhouer. Hy stoot al die kakkies na die kant toe en lig 'n seilsak van onderuit. Juba plaas dit neer, zip oop en ons sien 'n teleskoop en 'n opgerolde A3 notaboek. Juba kyk op en handig die noteboek aan Slabs wat met goedkeuring glimlag. Die sterre roep. Die sterre roep, my vriend. En die vlamme lig wys die ouens se gesigte, selfvoldaan, klokslag soos vele kere tevore. Dit is volmaan en die naglig is nou gedek met meer sterre as wat ons kan tel. By die nou gevestigde vlamme, met oorfone in sy ore, speel Mario se hande musiek op sy bobene. 'n Paar tree langs hom maak Monty en Juba beurte om deur die teleskoop te kyk. Net voor, by die voet van die teleskoop, sit Slabs op een van die stompe met die notaboek oopgerol op sy skoot en kyk in dieselfde rigting as Juba en Monty. Hy skets. Ons sien die kontras tussen Slabs se groot figuur en grouwe hande en die 2B potlood wat saggies dans op die vel wit papier. Daar net so regs van Orion se belt. 'n Groepie wat lyk soos 'n vraagteken. Hy beduie na 'n area bo om vir Juba kans te gee om die teleskoop te fokus.
Dan weer Monty se oog op die lens. Slabs luister, skets. Ladies, die 7 susters. Met sterregids in hand probeer Juba bybly. Imagine jy was die heel eerste persoon wat bewus word van daai blink dingetjies daarbo. Jenny nie dit raak sien, jy weet. Om Grotman stap ewe rustig by sy grotpandok uit. Liefie, grotvrou, ek's nou terug. Hy kyk op en Mario naaap en maak sy oë groot oop met ekstra wonder. Liefie, grotvrou, kom kyk gou hier. Mrs. Place en haar mensies. Ons oerouers. Moeroud oerouers. Moerouers. Reg. En dan, wie was die eerste persoon wat gedink het, hey, ek kan lyne tussen hulle trek? Die Grieke. Geglo dis als die oë van die dooies. Of liggies wat deur 'n dak skyn. Maar nee, die heel eerste. Die Grieke kon mooi skryf en slim praat, in die regte sirkels beweeg, dit formeel in boeke aanteken, maar daar was obviously vele voor hulle wat dit al gedoen het. Een persoon. Met notaboek in hand staan Slabs op en kyk deur die lens waar Monty mik. Terug by die notaboek, draai Slabs se potlood om, vee uit, blaas weg en maak finale aanpassings. Hy wys sy werk vir Monty wat breed glimlag. Hy neem die potlood by Slabs en maak sy eie klein bydra. Die OG sterrekyker. Het jy Amons? Yes. Met Slabs wat oor sy skouer aandag gee, beweeg Monty die potlood met presisie. OG het geen toestemming nodig gehad nie. Die ouens staan langs die teleskoop en kyk nou af na die notaboek in Monty se hande. Dit net gedoen, sy eie pad gekerf. Deel al met sy moontlikhede aan homself toegeëien. En toe gee hy dit 'n naam. Monty lig die skets na bo. Met die sterreruim as agtergrond sien ons Slabs se kunsttalent. 'n Sagte potloodskets van die aand se sterre, rofweg akkuraat met Slabs se unieke styl. Ons sien verder, fyn lyne getrek tussen 'n groep sterre, 2 halfdiamante met 'n two-step aan mekaar verbind. Haar naam? Pief. Pief se dans. Geen regrets. Nou, wanneer kom hier reën? Monty skiet 'n vies kyk Mario se kant toe. Slabhuister, soos altyd, beautiful werk, ou groote. Dankie. Monty skryf regsbo, Piaf se dans. Sy naam Monty Delport en die aand se datum 4 Desember 2008. Mario neem die notaboek en blaai terug na vorige sketse. Sonja's Song, You Bear Mankies, 21 Augustus 2008. Beautiful Blue Jay, Johan Slabbert, 6 Mei 2008. Marilyn Monroe's, Mario Mankies, 31 Desember 2007. En nog, elke bladsy 'n kunswerk van die aand se sterre gepaard met 'n unieke konstellasie. Was nommer 8 vanaand. 8 dames met wie ons aande al kon deel. Beeldskoon. Nog altyd 'n voorreg. Buite sterreplek later. Daar is 'n gesellige atmosfeer om die nou gevestigde vuur. Elkeen sit met stok in hand en draai 'n deurboorde ronde ban 'n paar sentimeter bo die kole. Mariusen is ekstra entoesiasties. Sy wou die jagters help. Hulle die pad terug huis toe wys. Monty, 10 uit 10. Hierdie lyk regtig goed. Oeg, my mond water reeds. Selfde. Lig 'n bietjie hoër. Jy wil hom nie hard brand nie. Pad terug huis toe. Ja, lekker. Yes, sy wou hulle veilig terug by die huis kry. Toe bou sy 'n vuur, 'n meneer van 'n vuur, een wat die donker hemel helder verlig. Maar selfs dit was nie genoeg nie. Stuffed brioche roosterkoek. Die geheim is om baie botter te gebruik. Dit maak die deeg net so titseltjie meer sag en smaakvol. Met braai relish en kaas binne. Bliksem. Ja, man. Ja wel, French flair met 'n bietjie boerevernuf. Dis my eie resep. Dis ek om jy 'n chef moet word. Chef Monto, skroei die plan. Maar die vuur is nog steeds nie groot genoeg nie. Sy gryp toe van die as met haar kaal hande. Nou, totaal en al verlore in sy storie, beduie Mario met 'n grypaksie na die kole met brioche roosterkoek in volg. En strooi dit in die lug. Sy fling dit. Met een kleilat beweging tref Mario se roosterkoek die kole. Flitse verbrande sekelbos skiet die lug in. Almal val agtertoe en koes. Ja. Myntjies. Mario spring op en vorentoe om sy band te red. Nee, shit.
Hy gryp en mis. Help! Slabs! Juba, Boera! Ja, dis al. Ja. Monty, Slabs en Juba kyk hoe die sparks letterlik verby hulle vlieg. Nogal poëties. Ja, jy het hom Mario, amper daar. Dalk jou hande indruk. Varksteaks! Shit! Stupid! Die ding brand. Te laat. Mario trek 'n tekkie uit en gebruik dit om die gekoelde roosterkoek te probeer red. Juba, Slabs en Monty vat rustig happe aan hulle sin. Sê niks. Kyk net, geamuseerd. Hulle laat die stilte die praatwerk doen terwyl Mario sy verbrande ban optel, afvee en skoonblaas. Wil maak 'n plan. Die ander 3 smil nog met oë op Mario. Sal werk, moet werk. 'n Hap. Krake en krummels breek af. Mario sluk hard en hergroepeer. Met haar kaal hande strooi sy die as in die lug om 'n gloeiende pad te skep vir die jagters om te volg. Hoe die melkweg ontstaan het, volgens die Bushmans. Hy gaan sit. Dankie vir niks. Ja, Mario. Na 'n paar minute vee Juba sy lagtrane af en gaan sit langs Mario. Wat terugvind. Dis pretty cool. Hy vryf sy boetie se hare nog meer de mekaar. 2 vir die pad. Julle waal reeds, nou al. Mario, met seer ego, stap na sy rugsak en sleep dit nader. Hy druk sy hand in en gooi 'n ongemerkte bottel elk vir Slabs en Monty wat dit vang. Oep. Hy handig een vir Juba en een vir homself. Het hulle gisteraand gefinish. Officieel die eerstes om te proe. Betyds vir last day. 2 vir die pad. Wag, hoe nou? 2 vir die pad. Ons brand. Mario speel nog met die design opsies vir 'n label. Gaan altyd as 'n pak vir 2 verkoop word of bedien word. Ideaal om te deel of as jy dors is. Ja, eenvoudig. 2 vir die pad, asseblief. Ja, is nogal skerp, ja. Ja. Yes! Ja, ek like it. Die myntjies tweeling, dames en here. En 2 groot duime spring op vir die broers. Oorweeg julle nog om na 'n shop in 17de te gebruik? Net so 'n paar van hierdie eers verkoop. Ja, sommer om by die mark hierso, die onder, jy weet, momentum bou. Ons craft improve. Dan kyk na 'n permanente spot, verseker. Sal 'n onnie salaris daarom dit kan bekostig? Of moet ek liewer iets anders volgende jaar gaan swat? Dalk iets in, ek weet nie, medisyne? Sterre kunstenaars drink verniet hou. Die plan, nog die plan, Dr. Delport. Jy wil nie liewer 'n boere French bakery langs ons oopmaak nie? Vader weet, jy het die talent daarvoor. Meeste chefs eindig op by 'n dodgy side cafés. Dan verloor hulle passie so tussendeur patties flip. Il fatto. Nee. Die plan is nog reg met my. Medies, swat, trou, spesialiseer en dan kiddie. 2 dogtertjies bruin hare, 'n Jeep vir jou. Navy blou. En 'n swart Beamer vir die vrou, ons ken hom. Monty grynslag en bloos. Julle. Net solank ons 4 altyd weer hier by mekaar kan kom. Volg die sterre, hè, Mario? Juba lig sy bier na bo. Op passie, planne en die pad terug huis toe. Die ouens huldig die eerste 2 vir die pad amptelik in. 4 bierbottels klink. Bewus van hulle onraakbaarheid by hulle sterreplek, vat almal 'n sluk en Slide, julle. Sjoe. ons kyk weer boontoe na die sterre soos die ouens die stilte van die nag in skaterlag en gesels. Ja, julle het probeer. Dit was nogal 'n fout. Wat was daai? Was dit suurlemoen wat jy daar gemeng het? Probeer maar weer. Ja, ek sweer ek het 'n Vienna ook geproe daarso wat jy fermenteer het. Wat is dit? Waarskynlik. Fokus op die sterre, guys. Binne 'n stadswoonstel slaapkamer dag. Ons hoor die gedreun van stadsgeluide en dan 'n selfoonalarm wat afgaan. Na 'n ruk soek 'n swaar hand na snoes. Later kom 'n paar voete stadig af vloer toe langs 'n halfleë pizzaboks en 2 bierbottels. Nog aan die slaap sleep die voete lomp uit die vertrek badkamer toe, waar hulle voor 'n enkel wasbak tot stilstand kom. Ons beweeg op en sien vir Juba. 'n Paar dae laas geskeur. 'n Tipe look wat die anti sal beskryf as moeg. Juba kyk na homself in die spieelkas bo die wasbak. Na so 'n tydjie maak hy die deur oop, vat 'n pakkie pyntablette en sluk 2.
Beweeg, dan nog ene. Speelkas toe. Hy sug, trek sy skouers terug, kom regop en beweeg oor toilet toe. 'n Minuut later kom Juba uitgestap, verby nog 'n slaapkamer, gang af. Alles in die woonstel is passief en grys. Leë mure, handjievol meubels. 'n Minimalistiese styl wat koers verloor het. Die ketel kook met Juba wat daarna staar. Oë nog dof. Hy kyk op en let sy refleksie op teen die mikrogolf deur. 6 suikers. Roer net die boonste 2 asseblief. In die refleksie fokus ons net agter Juba op Mario. Nog steeds 'n jong gees, vars aangetrek, die keer met 'n koosdoep teehemp aan. Hy sit by die een klein koffietafel in die vertrek besig om musiek te luister. Juba haal 'n koppie uit, gooi die kookwater met 1 lepel poeier en los die suiker. Hy vat sy swart koffie en gaan sit by sy broer, wie met 'n stoute glimlag vir Juba dophou. Vroeg voeltjie vang al die wurms, of hoe sê ek? Stadig sluk Juba aan sy koffie. Sy kop klop terwyl hy al die gesegdetjies wat van môre sy kant toe vlieg, probeer ignoreer. Kom aan man, da's vir my beste materiaal. Juba kyk by hul venster uit na die vroegoggend sonstrale wat deur die woonstelle en kantoorblokke skyn. Sy oë trek toe. Mario se woorde word dof in die agtergrond. Vintage Mario. Koffie half gedrink staan Juba op. Hy kyk oor Mario se skouer na die enigste foto in die vertrek. Die broers, jonk, met 'n 2 pond forel in hulle arms. Smiles van oor tot oor. Juba neem dit in, vryf sy oë, maak sy rug reguit en stap terug slaapkamer toe. Mario wat agterna kyk, besorg. Nog 'n dag. Nog 'n dag.